met ons trekker hier na Nylstroom toe, na 24 jaar in Rustenburg. Het was maar redelijk 'n groot skuif in mens se lewe gewees. My kinders ken net Rustenburg en altyd mense hoor mense trek en so aan en dan maar ek het nie besef wat is die emosionele impak wat dit op my as persoon gaan hê nie. Dit was nogal vir my bietjie op 'n stadium moeilik om hier te wees en al my bekende gesigte is in Rustenburg. Het in Rustenburg loop hier rond en hallo Dani, jy's goed, maar 'n bietjie weer kuier. Hier Nylstroom is niks nie. Maar dit het my so 'n bietjie geforseer om te dink maar wat is kerk? Hoe moet kerk lyk? Wat is kerk? En al met hierdie roepingsgesprekke waarmee ons nou besig is vir die kerk ook nou al 'n geruime tyd. Ek weet nie of al laas jaar begin het met hierdie gedagtes op die tafel om 'n bietjie net te besin daaroor nie. Maar dan besef ek maar in my persoonlike lewe mis ek 'n klomp goed. My vriende en my mense wat naby my hart is. En ek weet die mense wat hier kom, hier gaan 'n klomp mense naby my hart kom. En ek het al vir 'n klomp mense begin lief word hierso, maar dit vat mos tyd om 'n verhouding te bou. Net soos ek julle moet leer ken, moet julle my ook leer ken. En dit vat mos maar tyd. En op die eind toe gaan my gedagtes terug na daai een ding wat die Here gesê het. Dis die samevatting van die wet. Nee, want ons het julle wat nou 'n bietjie ouer is, sal onthou mense het groot geword as die wet elke Sondag voorgelees. Al hierdie met respek gesê al hierdie reëls. En toe kom sê Jesus om alles eintlik maar saam te vat. Liefde tot God en liefde tot jou naaste. Dis waaroor kerk gaan. En die liefde wat ek hier beleef, die hartlikheid is vir my ongelooflik. En ek sê dit weer ek is oorweldig met nie net die gemeente maar die gemeenskap se hartlikheid. En as ons dit kan regkry, dan is ons besig om God se woord hande en voete te gee in Nylstroom. En mag dit sommer net ons rigsnoer wees in alles wat ek doen. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou kragte en verstand en jou naaste soos jouself. En baie keer sukkel ons met hierdie naaste liefde, want ek is nie vir myself lief nie. Ek voel soos 'n wurm. En dan sukkel ek om vir ander mense lief te wees. Maar God se hart vir sy kerk, om eerste, maar dieselfde asem, mense om my. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Here, ten spyte van die koue is ons hier. Here, die wat nou nie is mos nie minder Christene nie. Maar hier in hierdie koue, dan besef mens ook maar net die grootheid van die natuur wat U gemaak het. Die seisoene. Ja, Here, ons hoor 'n klomp goed en global warming en al sulke goeters. Dan besef mens ook weer hoe die mens kom vernietig het. Maar Here, ons kan op hierdie oomblik nie te veel aan global warming doen nie. Ons kan eintlik niks in hierdie koue doen nie. Maar ons kan ons harte kom oopmaak vanoggend vir U. Daarom kom bid ek, Heilige Gees, dat U in elkeen van ons se harte sal kom spreek. Here, dat ons hier kan uitstap, ons gaan koffie drink, ons kuier lekker saam, ons leef die week, die omgegroepe kom dalk dan nie vakansie by mekaar nie, maar wanneer ons weer by mekaar kom, bemoedig ons mekaar, ons help mekaar, omdat ons gehoor het vanoggend wat U wou sê. Praat Here, want ons as U dienaars wil graag luister. Amen. Stel jou voor, jy ry in die pad af, en vir een of ander rede besluit jy, goed, maar jy gaan nou begin agtertoe kyk, jy's daai berg is so mooi hier agter. Jy wil graag net bietjie kyk hoe lyk die berg. Hoe ver gaan jy kom? Want verseker gaan jy nie vorentoe kom as jy heeltyd so ry en agtertoe kyk. Want nog gelukkig gaan ek hier prentjie daar sien, maar hier prentjie is eintlik groter hier so agter en ek wil bietjie agter my kyk.
dan weet ons mos, dit gaan nie lank hou nie, dan gaan daar iewerste moeilikheid kom. Jy kan nie vorentoe ry, maar jy kyk agtertoe nie. En tog is daar so baie gelowiges wat agtertoe kyk. Ons leef, en die lewe gaan in daai rigting, maar ek bly heeltyd agtertoe kyk. Ek kyk vas teen die foute wat ek gemaak het. Daai lelike woord wat aan my toegesnou is, lank terug, klou jy my hart vas. Of ek mis daai dae van, toe het materieel goed gegaan het, en ons suksesvol was, ons kon redelik gekoop het wat ons wou koop, en nou sukkel ek. My pensioenfonds is dalk nie wat ek gedink het, dit gaan wees nie. Of baie keer kyk ons terug, hoe ek groot geword het, en sê, maar dis hoe kerk moet wees. In plaas van om vorentoe te kyk, en vra, Here, hoe moet kerk wees? Hoe moet my lewe lyk? Ek is nogal lief vir John Maxwell se leierskap goed. Ek luister baie van sy goeters. En toe kom ek nou nog by ding af wat hy praat van, what you put in front of you will expand. What you put behind you will shrink. En ek dink dit is vir my so 'n bietjie half, my gedagtes oor vanoggend se boodskap bietjie aangewakker. Waarop sit ons fokus? Want dit waar ek op my fokus sit, word groter. En dit wat ek wegsteek of wegvat en agterlos, word kleiner. So kom ons gaan loer bietjie, wat sê Filippense 3 vir ons? Hoe kan Filippense 3 ons help om vorentoe te kyk en voluit te lewe? Maar voor ons lees Filippense 3, die eerste stuk wat Paulus nou skryf, julle ken die gedeelte, is 'n baie bekend, maar baie diep, baie kosbare gedeelte. In die eerste 6 verse van hoofstuk 3 praat hy van dinge wat vir hom gering is, waardevol was, maar nie meer nie. Lang terug toe hy daar was dit vir hom belangrik, maar dit is nie meer nie. En nou Paulus was mos op pad Damaskus toe, hy was 'n Jood, hy was 'n Fariseer, hy was 'n skrifgeleerde. Paulus was 'n gesiene man van die omgewing. Ek wil amper sê hy is soos die moderator van die algemene synode. Hy's 'n groot man. En hy het die gelowiges gaan vervolg, want hy het geglo dat hierdie Jesus wat nou op die aarde is 'n klomp kettery. En toe pad Damaskus toe kom hy mos radikaal tot bekering. So hy sê maar, doet hy hoe hy as 'n Jood geglo het, daai goed wat vir hom belangrik was, is nie meer nie. Daai uiterlike is van gering. En dan sê ek mos nou, ek kan dit en dit en dit gedoen het. Hy spog, ja, ek kon spog oor hierdie goeters, maar is niks belangrik nie. En dan begin hy vertel van, maar waar is sy fokus? So kom ons lees Filippense 3 van vers 10 tot 16. Paulus skryf, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek alles al het of al die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Daai dag op pad na Damaskus toe, het Jesus hom syne gemaak. Broers en susters, ek verbeel nie my dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as jy in enige opsig anders daaroor dink, daar skryf ons nou vir
vir die Christene in 'n Joodse kultuur, waar hierdie klomp dwaalleraars in die Nuwe Lewende Vertaling praat hier van die honde, wat sê maar hulle moet besny word, hulle moet al hierdie Joodse gewoontes daaraan vashou. Sê Paulus, as julle in enige opsig anders dink daaroor, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. En toe ek nou Filippense so 'n bietjie deurlees, tog ek wil hele Filippense lees, maar dan gaan ons baie lank preek en praat. Want daar is soveel waarheid en soveel diepte. Maar ek dink die eerste gedagte wat Paulus hier wil tuisbring, is dit wat jy voor jou plaas, dit wat jy kies om voor jou te plaas, dit bepaal jou rigting en jou groei. En Paulus skryf hier, sê, luister ouens, ek het nog nie alles bereik nie, ek is nie volmaak nie, dis 'n proses, dis 'n groei. Ons praat ons van geestelike groei, ander ouens praat van heiligmaking. En dis nie dat hy wag tot hy enig oud is, of dat hy klaar al die kennis het nie. Hy sê nee, een ding doen ek. Dis nie outomaties nie. Dis 'n keuse wat Paulus maak om te sê, een ding doen ek. Ek fokus. So wat jy kies, waarop jy wil fokus, daai een ding in jou lewe, bepaal wat gaan groei. En Paulus kies om nie in die verlede vas te haak nie, maar om die toekoms saam met God te gaan. En baie gelowiges kies ook, dan vat hulle hierdie een ding, aborsie, en dis alwaaroor hulle praat. En elke versie wat hulle kan kry, wat dalk lyk of dit oor aborsie gaan, of teen aborsie, gebruik hulle, en dis alwaaroor hulle praat. Paulus sê maar, ek fokus op Christus. En ons fokus op Christus in die woord, want in die woord sê God vir ons wie hy is, wat hy van ons verwag. Dink dit as jy besluit, jy wil nou 'n bietjie gesond eet, 'n bietjie oefen, en dan gaan sien jy, die eetkundige werk vir jou lekker program uit, en fisio, en jy kry 'n oefenprogram by die ou by die gym, en jy's reg vir hierdie nuwe seisoen. Jy gaan fiks word. Jy gaan meer gesond eet, jy gaan beter wees in jou fisiese lewe, of jou fisiese gesondheid. Maar by die huis, kyk jy heeldag na YouTube video's en op Facebook, en foto's, statusse van mense wat op vakansie is, wat lekker daar by die see lê, en vakansie hou, wat swem. En jy kyk lekker resepte van wie ook al, wat hierdie lekker koeke en nageregte maak. Dis waarop jy fokus. So dit waarop jy fokus, gaan bepaal watter rigting jy gaan beweeg. En dit wat jou aandag kry, daai video's wat jy kyk, gaan jou gedagtes en jou hart, en ook jou dade vasgryp. En dan hierdie oorspronklike intensies wat ek gehad het om te verander, raak verlore, want my fokus is op 'n ander plek. Wat jy kies om voor jou te plaas, bepaal jou rigting en jou groei. Hoe moet jy dalk jou gedagtes verander? Miskien om elke dag wakker te word met hierdie, ek wil amper sê, identiteitsverklaring van ek is 'n geliefde kind van God. Ek is vrygekoop deur Jesus se kruisdood. En daarom leef ek uit oorwinning. En ek kies elke dag om 'n dienende disipel te wees.
Dalk moet jy kies om regtig die gemors van die lewe, hierdie soos junk mail, al hierdie gemors wat in daai val van jou e-pos gaan lê, om daai gemorsgoeders weg te skuif. Want dit waar jy jou gedagtes plaas, dit waar jy fokus sit, bepaal jou rigting en jou lewe. Maar die waarheid is ook, dit wat agter is, word kleiner. En Paulus sê, ek maak my los wat agter is. Hy breek daarmee, dis 'n aktiewe iets wat hy doen. Dis nie, okay, ons sal maar sien nie. Dis 'n aktiewe losmaak. Hy sê, ek kies om los te maak van wat agter is. Ek vergeet dit. Dis nie meer vir my belangrik nie. En baie keer in ons lewe is daar goed wat vashak. En ons kan nie vergeet nie. Of bedoel, as ek vergeet, vee ek dit nie uit my geheue uit nie. Maar dit word 'n leermeester in my lewe, sonder dat dit my lewe beheer. Ek vergeet van daai goed wat ek lank terug verkeerd gedoen het, waar ek nou nog self skuldig voel. Ek vergeet van daai goed en ek los dit agter, toe ek gedink het ek weet alles. En as ek praat met almal na my luister, wat jy agter jou los, verloor sy greep. Dit kan nie jou meer beheer nie. En dis dan, wanneer ek kan vorentoe gaan, as ek agtergelos het. Ek het al so vinnig verwys na, ons gesin is lief vir staptoere. Ons stap 5 dae met 'n rugsak in die natuur. En dis iets wat ek baie lank terug gedoen het, en my hart brand na dit weer. Dit is een van die lekkerste lekker, om daar in die natuur te wees. Maar as jy so stap, jy kom so om die draai, jy sien, daar gaan die bult uit. Dan sê ek, jy moet baie keer in jou skoene. Want jy moet hierdie goed wat in jou rugsak is, moet jy saamdra, want dit is jou klere, dit is jou kos, dit is jou slaapgoed. Maar baie keer loop ons in die lewe en dan kom daar opdraande. As gevolg van 'n egskeiding, of finansies, of verhoudings met familielede wat nie goed gaan nie. En daai goed dra ek saam met my. Bult op en bult af in die lewe. Maar as ek agterlos, as Paulus skryf, dit wat jy agter is, word minder, dan moet ek dalk op 'n punt kom wat ek sê, maar ek los nou daai skuldgevoelens agter. Ja, ek het droog gemaak, ek het verkeerde keuse gemaak, ek het die gevolge gedra, my werk verloor. Maar dit is verby. Ek het 'n baie naby vriend, wat tans in die tronk sit, vir 'n jaar al. Hy het my nou die aand so toevallig gebel, vandag. Mag nie eintlik nie, maar hy het net so behoefte, dat ek en hy praat. Net om te hoor. Hy sê dit nie, maar ek hoor dit by hom. Moet jy my asseblief nie ook judge nie. Want my vrou en kinders doen dit. Nee, ekskuus, nie die vrou en kinders nie, weier familie. En daai goed maak dit ons sukkel om vorentoe te gaan. En die rugsak bly swaar. Wanneer gaan jy daai klippe in jou rugsak uitgooi? Daai spyt, daai seer, daai skuldgevoelens. Hoe lank gaan jy toelaat dat daai goed in jou rugsak jou lewe beheer? Miskien moet jy daai ding wat nou in jou gedagtes opkom, so 'n bietjie jou benoud maak as ek hieroor praat. Jy wil sommer weer van vooraf kwaad word van die onregverdigheid van ander mense en wat jy te nagekom is. Dalk moet jy daai ding gaan neerskryf. En neer sit die papiertjie en sê, Here, ek bring hierdie ding vir U vandag.
En môre bid jy weer, en môre bid jy weer. As Here, ek kies om te vergewe, ek kies om los te maak. Dalk moet jy na iemand toe gaan en sê, my boetie, my sussie, Here, ek het 'n oor nodig. Bid saam met my oor. Want gedeelde vreugde is mos dubbele vreugde. En gedeelde hartseer is halwe hartseer. Partykeer moet ons, om die Engelse woord te gebruik, accountability partner te kry. Soos daai persoon wie na my sien en sê, ons het laas maand gebid daaroor, hoekom hou jy vas daaraan? Want partykeer is dit 'n moeilike proses om los te maak. So wat sê ons vir mekaar tot nou toe? Wat jy voor jou sit, voor jou plaas, bepaal jou rigting en jou groei. En wat agter is, word kleiner. Maar hoe moet ek nou, as kind van God, wat sê Paulus, hoe moet ek dan optree? Hy sê, ek gaan vorentoe, ek los agter, maar wat nou? Wat presies moet ek doen? Dan sê Paulus, strek uit na God. Sy roeping vir jou. Hy sê, ek strek my uit en ek wil by die wenstreep kom. Ekskuus nou, ek sien ook dat een hierdie so ons fokus vanoggend is, kyk vorentoe en leef voluit. Dan wat ek as gelowige moet doen, die laaste gedagte, is om uit te strek na God se roeping vir my. En Paulus skryf hier, so ek strek uit, ek jaag na die doel af voor my wenstreep te kry. Die wenstreep is eendag saam met God in die hemel. En sy woorde dui beweging, dis nie net sit en it just happen nie. Dis 'n aktiewe fokus, 'n uitstrek na vorentoe. En wanneer ek so begin leef en ek begin die waarheid van God se woord wat sê God vergewe ons, die ou het verby, die nuwe het gekom. As ek na ou toe kan gaan en ek sê, kyk jou in die oë en ek sê dis was nie lekker nie, ek wil nie met jou weer vriende wees, maar ek wil net vanoggend vir jou sê, ek vergewe jou. As daardie goed kan begin gebeur, dat kinders van die Here regtig begin doen wat God se woord sê, dink dit wat 'n geloofswaardigheid gaan ons in Houstroom hê. Baie meer as wat ons nou het. Die wêreld het nodig om te sien dat hierdie woord van God maak impak in mense se lewens. En Paulus het gekies om vanuit God se roeping vir hom te lewe. En ek dink, dis wat 'n voorbeeld kan ek gebruik. As ons nou skielik net Engels gaan praat in die kerk, ons sing net Engelse liedere, alles in die dorp is net Engels. Dit gaan vir ons 'n moeilike aanpassing wees. So vir Paulus was daai skuif van hierdie toegewyde Jood na volging van Jesus was 'n groot skuif. Maar omdat God se gees in sy hart kon verander het hy met hierdie oortuiging gelewe, ek gaan vorentoe wat God se roeping vir my is. En daarom kan Paulus sê, hierdie goed is nie meer belangrik nie. Lank terug was dit ons die dominee onderwyser en die bankbestuurder wat die gesagsdraers van die samelewing was. Dankie tog, dit is nie meer so nie. Want in God se oë is ons gelyk. Die dominee dalk het 'n ander rol, maar ek is ook 'n kind van die Here. En dis presies waar hierdie roepingsgesprekke inslot. En op die blaadjie agter jy sien daar die inligting vir die datums. Om te sê, Here, wat is u wil vir ons gemeente vorentoe?
Hoe kan ons oë op Jesus gefestig hou? Here, hoe moet ek my oë op U hou? Wat het ek nodig om te los? Om op U, na U toe te strek? Want dit is 'n keuse. Dit is 'n keuse waarop jy wil kies en waarop jy wil fokus. Maar Paulus se wysheid sê, ek strek my na God toe. Want God het my lewe kom verander. En voor, ja, ek strek my uit na wat voor is. Weet Paulus, dis meer as net nou. Hierdie aardse lewe waarin ons vasgevang, of nie vasgevang is nie, dis negatief, waar ons lewe is nie die einddoel nie, maar eendag saam met God. Maar terwyl ek nou hier is op die aarde, en terwyl ek nou kry Nylstroom, en ek vermis my vriende in Rustenburg, nou reeds, sê die Here, kyk vorentoe, en leef voluit. Nou reeds wil God sê, fokus op my, los wat agter is, en kies om op die regte goed te fokus. Want dit waarop jy fokus, word groter. En dit wat jy los agter, word kleiner. Dis soos 'n naloper. Ons het ek het so 'n stukkie van die Comrades gesien. Daai mense met iewerste, ek weet nie wat. Iewerste het hulle geval toe hulle kind was op hulle koppe, maar ek kan nie dink hoe kan iemand Comrades hardloop nie. Maar nee, geen disrespek nie. Toe Michel Berdel van Witkerk, wat ons nou weer, hy was hier toe sy weg, toe hy kom aftree, toe hom weer kom beroep. Hy sê hy dink hy is die enigste predikant wat die meeste Comrades gehardloop het, 33 keer. Arme man, weet. Maar 'n naloper fokus vorentoe. Gerard Steyn, sy oefen hard, sy werk vorentoe, dis aktief deelneem, keuses maak. Sy kan nie YouTube video's gaan kyk van nageregte en puddings nie. Net so moet ons trek na God se roeping, God se hart, God se bedoeling vir my lewe. En dit is nie moeilik nie. Kerk van Jesus, ons maak baie keer dit verskriklik moeilik. Kerk gaan oor verhoudinge. Ek kuier nog 'n bietjie met jong mense in die dorp, so ek by besighede kom. Eendag ou in die gym ontmoet en toe ek maar in die week sommer by sy werk by hom gaan hallo sê. Maar hulle gaan kerk toe, maar eintlik is hulle 'n groepie wat nie baie by die kerk uitkom en hulle soek eintlik 'n gemeente wat, hy het gesê die woord lekker gebruik. En ek verstaan die konteks wat hy sê. En ek praat so en ek sê toe vir hom, maar dalk moet ons sommer begin met 'n selgroep of so iets. En die ou se opheldering is net, wow. En toe besef ek, maar omdat ek 'n bietjie met hom gekuier het, ook so 'n bietjie in 'n verhouding staan, kon ek uit hierdie verhouding uit kon ons gesels en ek het vir hom gesê, luister, ek wil niemand na ons kerk toe lok nie. Ek wil regtig net hoor hoe dink die jong mense in Nylstroom. En daar het ek weer besef die ongelooflike waarde van verhoudings. Kerk is verhoudinge. En soos ek vorentoe strek na God toe, moet ek dit in liefde doen. En dat ek by 'n punt kom en sê, nogtans nie my wil nie, Here, maar U wil. Maar kyk, ons is baie keer so gewoond in hierdie rigting wat ek beweeg. En dan lê die Here op my hart om 'n ander rigting te gaan en dan wil dit nie lekker nie. Ek wil net gou vir jou WhatsApp lees wat iemand my na verlede week se diens gestuur het. Beklemtoon eintlik net ons. Ja, goeiemôre, ek gaan nie sê wie dit is nie. As die persoon hier is, dankie vir jou boodskap, dit het my hart regtig aangeraak. Goeiemôre en baie dankie vir jou boodskap gister. Dit is my bevestig wat al 'n ruk lank in my roep. Hierdie persoon, nie omdat ek so oulik gepreek het, is nie oor die dominee nie. Maar hierdie persoon gehoor het en sê die Here roep daai rigting. En ek gaan nog so 'n bietjie daai rigting.
Watter rigting roep die Here jou? Ek sien nie verkoop alles en gaan na 'n ander dorp toe nie, vir ander werk nie, doen nie skielik hierdie groot goede, gee die helfte van my geld vir die kerk nie. Nee. Maar wat hou jy nog vas? Dat jy sukkel om vorentoe te gaan. En dis wat die roepingsgesprekke is. En asseblief gemeente, hoor baie mooi wat ek nou gaan sê. Want lyk my dat mense verlede week bietjie nie heeltemal reg gehoor nie. Of met 'n dalk 'n ander bril geluister, wat hulle interpretasie van my woorde anders te gemaak het. Dit gaan nie daaroor, gaan die kerkraad in die kerk blou of groen verf nie. Of gaan die kerkraad enigstens die kerk verf nie. Dis nie die vraag nie, dis 'n totaal verkeerde vraag. Die vraag is, Here, waar jy nou? En ek wil weer eens uitnooi, kom ons bid vir hierdie proses. Die kerkraad en mense wat wil inskakel by die gesprekke, is dit nie net namens die gemeente op, maar is ons gemeente. En ek is die jongster hier rond. Ek moet nog baie leer van die hartklop van die gemeente, en ek wil nog baie meer mense leer ken met sulke mooi harte. Die verskil wat hierdie gemeente, as gevolg van hierdie gemeente, mense wat in hierdie gemeente is, soveel mense wat 'n verskil in hulle lewe beleef het. Wat se persoonlike oortuigings, wat se groot word maniere in die kerk, hou jy dalk aan vas, wat jou keer om vorentoe te gaan. Maar in dieselfde asem vir die jonger geslag, wat se populêre idees wat jy het oor kerk, en hoe moet kerk lekker wees vir my, en ek wil nie agteroor sit nie, maar ek wil gemaklik wees, of wat ook al. Hoeveel van daai goed moet jy agterlos, en sê, Here, waantoe? Kom ons kyk vorentoe en leef voluit. Wat 'n ongelooflike ding kan gebeur. Die geloofwaardigheid wat ons gemeente nog meer gaan hê in die gemeenskap, as ons dit kan regkry. Ons los die goed wat agter is. Ons los daai verkeerde gedagtes, sonde, persepsies, wat ook al dit is, maak nie saak nie. Dis wat my terughou om vorentoe te kan gaan. Want as Paulus in daai Joodse oortuigings en sy status en sy kennis as 'n Jood en 'n Fariseer aan vasgehou het, kon hy nie God se genade ten volle beleef het nie. Dink net hoe gaan jou buurman se lewe verander? As hy jou lewe kan sien, maar wat is in hierdie persoon se lewe? Dat jy nou met 'n glimlag in jou hart wegstap en sê, ek weet. Ek kry dit nie altyd reg nie, maar ek kyk vorentoe. Dan kom daar vrug in jou lewe. En dan kyk jy anderste na mense om jou. Wat gaan jy doen as jy vanoggend hier uitstap? Wat het die Heilige Gees vanoggend op jou hart kom druk? Om te sê, maar hierdie goed moet ek los. Dit is in die verlede, dit moet krimp. Want daar waar ek my gedagtes sit, dit bepaal my rigting, dit bepaal my groei. Moet jy dalk los? Of fokus jy dalk nie heeltemal waar jy moet wees nie? Want kerk en geloof en Christendom is nie 'n kopding nie. Dit is 'n hartsverhouding. En as gevolg van hierdie hartsverhouding het ek 'n verhouding met anders. Daar bestaan geen manier wat iemand kan sê, ek sit maar by die kerk en huis en ek luister kerk nie. Kerk is nie 'n
een mandaat tipe van ding nie. Maar miskien, ek dink nie amper miskien nie, is dit soveel mense met soveel jare se ondervinding, so mooi pad wat jy al met Here gestap het. Toe my kinders die naweekie was, 2 naweekie terug, was een van my vriende was in Queens, daar op die kant, hulle was ook hier met bevestiging hier gewees, en ek sê vir hom, ek het die verskriklikste voorreg, dat hier is soveel klomp geestelike mentors vir my, in die gemeente. Dit is my so lekker, om by die ou mense te gaan sit, en hulle pad wat hulle met die Here gestap het, te kan hoor. Hoe mense goed sê, wat sonder dat hulle half vir my wil preek, of 'n lesie wil gee, net dit wat hulle sê, wow. Miskien moet jy uitreik na iemand wat dit nodig het, wat vashak in die verlede. Miskien wil God jou juis gebruik, om daardie buurman, of daardie ou wat saam met jou werk, of daai ou onder in die straat, wat jy weet, nog vashou in die verlede. En dan omdat ons vashou in hierdie slegte goeders, dan raak drank baie keer 'n probleem. Want drank is nie 'n probleem nie. Drank is die gevolg van 'n ander probleem. Emosionele uitbarsting is nie 'n probleem nie. En gereelde emosionele uitbarstings is nie 'n probleem nie. Dit is die gevolg van 'n ander probleem. Kom ons gaan hê 'n Jesus hart. Ons kyk nie vas teen gedrag nie, maar wat het dit veroorsaak? My werk by die skole in Rustenburg, ek het nog gesê, ek was, vir 'n klomp jare het ek by die laerskool gewerk in Rustenburg, as life coach en dissiplinehoof. En keer op keer, as jy al so moeg is vir die kind, wat die soofste keer in jou kantoor is, moet ek myself herinner, wat veroorsaak hierdie kind se gedrag? Hoe kan ek met Jesus se liefde, omdat ek op na God uitstrek en vorentoe kyk en ek wil voluit lewe, hoe kan ek Jesus vir hierdie kind wees? En partykeer moes ek skorsing aanbeveel by die hoof. En soms moes ek die ouer aanspreek en sê, meneer, jou drankprobleem, die goed rondom jou drank is een van die primêre oorsake van jou kind se gedrag. Plaas is om ek nie vir my kwaad wees nie, jy weet dis die waarheid. Miskien druk die Here op jou hart vanoggend, om regtig, soos nie, ja ek sal bid nie, maar regtig te bid, vir ons roepingsgesprekke. 25 en 26 Julie, ons eerste ronde, en dan weer 19 en 20 September. Kerk van Jesus, kyk vorentoe, en leef voluit. Amen. Ek wil jou so 'n oombliekie kans gee om net alleen met die Here te praat. Here, is makliker gesê as gedaan. Dit is nie so maklik om altyd wat agter was te los nie. En die moeilike ding om te los, is dit wat in my hart en my kop lewe. Want die situasie kan nie verander nie. Wanneer 'n geliefde naby jou gesterf het, dalk 'n kind, of iemand anders naby. Here Tia Sweegers wat Rian wat Vrydag begrawe is.
die hartseer, die pad wat sy alleen moet vorentoe gaan. Here, so kan ons 'n klomp goed noem, en ons elkeen, ek dink as ons tyd gehad het, en ons kan elke een hier op 'n briefie ietsie geskryf het, en ons kan dit op die skerm gooi, dan gaan ons hande saamslaan van, ons baie keer nog sukkel met goed van die verlede. Jy moet baie keer sien net slegte goeders, maar is ook baie keer gedagtes wat verkeerd is. Gedagtes oor myself, my gedagtes oor hoe ek dink die kerk moet wees of nie moet wees nie. Hier is so baie fasette van die verlede. Maar Here, net soos U vir Paulus kom nuut maak het en vir hom 'n nuwe perspektief, 'n nuwe fokus kom gee het. Jy het dit ook al reeds gedoen met 'n klomp van ons wat hier sit. Jy mag ons vanoggend net regtig dit aangryp, Here, sodat ons vorentoe kyk en dat ons voluit kan lewe. Dankie vir NG Oos, Noustrom Oos in die Bosveld. Dankie dat ons 'n roeping het. Dankie dat U ons 'n plek gegee het. Mag ons dit voluit uitleef ter wille van die koninkryk. Amen.